Môre mense, ek is in Koos van die Groot Karoo. Ek kuier vandag hier by my vriend Charlie Solms in die strand. Nou hy beoefen 'n baie interessante ambag. Hy's 'n grofsmid, Engelse blacksmith. Nou kyk hier in sy shop, dis 'n baie interessante plek hierdie. Charlie, waar jy geleer? Van die hoërskool. De ATS oudsoring het jou klomp geleerd. Okay, so jy kom van hy. Ek het daar hoërskool gedoen en ook prosesvak. Ja, ook maar soos ek. En van daar af het 'n man maar nie pas 'n bedryf gebly. En toe dit nou aangegaan. En dan soos 'n man nou aanbeweeg het en jy 'n bietjie meer geld en kinders is minder op skool en so goed. Dan het jy 'n paar rand om aanbeeld in die hande te koop. En dan 'n wys en dan kom iemand agter maar hy het nie meer nodig vir 'n sy lekwys nie en dan gee hy maar aan en dan restoreer ek. So al die gereedskap wat jy gesien is gekoop, gerestoreer en hulle werk weer soos nie. Nou maar kyk, as jy nou 'n grofsmid is, jy die basiese goed wat jy nodig het, is 'n ambeeld, 'n vuur, ja, en 'n hamer. En 'n hamer. Dit is en 'n tang miskien om jou goed vas te hou. Ja, lang, as jy lang stuk yster het, hou jy die koue end vas, dit vat 'n lang tyd voor jy dit kry. So jy kan met so 'n stuk yster kan jy die hele job klaar maak. Nou sê my daar is jou vuur is nou in die loop, jy blaas hom nou om hom warm te maak. Ek blaas hom, ek het maar sy hairdryer gesteel en ja, suiwer lug deur hom. En daai lug maak dat jy kolle ekstra warm loop. Dis nie gewone kolle nie, dis gewone steenkool. Peas. Steenkool. Okay. Fabriekboilers. Ja. Jy kry in Amerika kry jy coke wat klaar die rook wat nie rook nie en daai tipe goed. Jy kan ook charcoal gebruik. Hoe warm raak so 'n vuur? Baie warm. As ek nie afsit nie, dan smelt die yster af. Okay, so sê maar na 1000 grade. 1200, 1300 grade. Dis warm. 'n stukkie yster soep. As jy nie. Dis nou 'n klinker wat hulle sê. Dit's 'n klinker. Dis 'n stukkie yster wat nou wat afgesmelt het voor. Die man was 'n bietjie traag. Nou kyk, hier staan ons by 'n ambeeld. Dis nou sommer 'n meneer, hoe swaar is hy omtrent? Die een is 202 kg Wilkinson's Queen's Dudley, London pattern met 'n snytafel in die gesig en die horing. Hulle het gewoonlik 3 nommers hieronder. Die een is 3325. Nou daai 3325 is 'n British centerweight. Dit is nie sy gewig nie, dit is sy British centerweight. Wiskunde wat jy dit uitwerk en die dag wanneer hy gebore was, het hulle hom geweeg en dit was sy gewig. 445 pounds. Dis nogal 3325 bereken 445. Okay, ja. Nou maar luister, 'n ambeeld, hy het nou so 'n snaakse vorm. Yes. Verduidelik gou vir ons kykers hoekom hy so lyk. Wat is die doel van die horing? Wat is die doel van daai gate? Right. Op jou standaard, die algemene ambeeld wat meeste van die grofsmide gebruik, is 'n London pattern met 'n hardy hole en 'n Pritchell hole en dan jou snytafel, jou horing, the waist, the foot. Baie ambeelde het 'n 5de voet vir al jou Duitse ambeelde. Paddinghouse, hulle het 'n 5de voet wat hulle noem vir upsetting. As jy die punt warm maak en hom stamp, dan laat hy vetter. Dan het jy 'n 5de voet gewoonlik vir hom. En ja, jy gebruik die horing is nou om al jou kurwes te kry. Jy sal sien omdat hy 'n taper het, kan jy verskillende diameters slaan. So doelige stuk gereedskap. So jy kan 'n ronde ring maak hier op hom en alles. Ja, jy maak 'n ronde ring. Hardy hole, verduidelik gou vir die mense wat is 'n hardy? Hardy hole gebruik 'n hardy tool. Die is wat hulle noem 'n cold cut
En dan het hierdie stukke, hier is nou een met 'n ronding. Kan jy sien, hy pas ook hier. Dit is als om staal te vorm en te... vorm. Nou, jy het een wat jy hier aan pas, en dan het jy een, en dan het jy de tweede man wat slaan, terwyl jy die stuk yster vashou. Dis nou sê maar om dunner te maak op 'n plekkie. 'n voegie wil maak. Okay. So dan het jy die tools wat daarvoor gebruik word. En jy kry nou baie verskillendes. Ek sien daar's 'n vurkie. Dis om te buig. Dit is wanneer jy ronde staal. Jy sal op my TikTok sal jy sien daar's 4 video's wat ek na mekaar gemaak het om 'n kring te buig, 'n 300 diameter kring. En dan baie hom vat en net hierom. Ja, die staal is nou koud, maar as dit warm is, dan gaan dit net maklik. Jy net 'n bietjie ontbyt. Dan is daar 'n ander aanbeeld duidelik anderster. Yes, Portsmouth. In Engeland, Portsmouth. Salary en control, maar die gesig is gelyk saam met die horing en dan typer hy agter wat jou toelaat om nouer stukke staal te bewerk. Okay. Aan die London pattern, as hy nouer is as 4 duim of 5 duim, dan gaan jy maar sukkel. Okay. Daarin laat jy toe om 'n groter verskeidenheid artikels te maak. Baie interessant. Nou luister, hierdie blok wat nou so snaaks is met die gate en die Is 'n baie in Suid-Afrika 'n baie duur item. skaars item. Is baie skaars. Dit is 'n swage blok. Swage blok. En jy sal sien hy het verskillende forme. Jy gebruik hom of plat. Dis sy dekkie waaraan hy lê hierbo. Hy staan nou regop. Hy staan nou regop omdat ek laas toe ek met hom gewerk het ek kurwes geslaan. Okay. Nou kan jy nou later 'n pyp maak van 'n stuk of so 'n flitbaan. Aanvatsel vir 'n troffeltjie of iets. Ja. Of in my geval ek het skeniere gemaak. Okay. En dan slaan jy hom om en jy kry 'n mooi ronding binne in die verskillende groottes. Nou kyk jy kom ons sê jy bewerk nou nog staal op die tradisionele manier. So, jy het moderne swys-toerusting hier, maar jy probeer dit op die ou manier. Ek kan jou wys op met die goed wat ek juist vanoggend gemaak het. Hierso kan jy sien, daar's 'n klerehaak wat teen die muur kom, maar hy's geklink. Hier is niks geswys. Hy's net met 'n hamer gemaak. Nou wil ek gou by jou hoor, as jy nou in Europa kom en jy klim daar op in die ou kathedrale, daar by klokwerke is. Yes. Wat die goed staan al honderde jare. Hulle sê daar op daai yster is omtrent geen roes, omdat jy hom op die tradisionele manier stadig bewerk het. Dis moontlik en dan ook ek seël my staal met boiled linseed oil. Roni Boil. Gaarlinseed. Gekook, ja. En wat ek doen is wanneer hy nog warm is, 300-400 grade Celsius. Die olie. Die staal. Die staal, okay. Dan weet ek vir 'n feit, hy's nie as geen vog binne in die staal nie. En dan doop ek hom. Okay, dan seël hy hom. En jy sê dis seël hom en dan kan jy hom in die water sit. Dis heel waarskynlik wat met daai ou klokwerk se ysterwerk. Wat hulle ook in die ou tyd gedoen het en baie grofsmitte vandag nog doen. Hulle gebruik bye was of 'n mengsel van die twee saam met die bye was. Nou kyk, hier staan ons by 'n boor. As jy moet 'n slinger, jy werk hom nie met die hand nie. Hierdie is hierdie grys een het ek oorgedoen. Dit is 'n Canadian blower and forge. Daar kan jy sien hy loop outomaties. Okay. En as jy hom dan afhaal en dan kry jy hom weer op. Weer aan en dan gooi jy hom verder. Okay. En hierdie een is 'n vroeë middel 1800 Baco nommer 400. So dis alles ou. Dit is alles ou toerusting. Die een kom uit Swede uit. Dis 'n Baco. Hier is 'n klikker. Maar hierdie een is 'n fancy. Ek kan nou besluit een tand op 'n slag.
Dan stel ek hom hier, dan stoot hy 2 tande, jy kan hoor hoe klik hy. Dan kan ek hom voorstel 3 tande. Dan kan jy hoor hoe klik hy 3 tande. Okay. En ek het eendag per ongeluk vergeet. Ek was op 3 tande en toe boor hy. Die voer was so vinnig, hy het die boorpunt in skerwe laat skiet. So al draai hy met die hand, hy het krag agter hom. Jy kan sien hoe vinnig draai ek nou maar. Kyk hoe vinnig draai die boorpunt. Ek sien jy. Nou daai boorpunt wat so stadig draai, beteken hy word nie warm nie en hy hou vir ewig. Hy raak nie stomp. Ja, ja. Elke ambagsman of appie net dit kan leer dat jy nie nodig het vir spoed nie. Jy het net nodig vir beheer. Dan kan jy en ek gebruik hom, jy kan sien hierdie gereedskap word gebruik. Nou maar luister, nou lê jy praat so van Eppie. Sê maar 'n jong ouetjie wat nou belangstel in die bedryf. Hy kan hier by jou kom en dan kan jy hom so touwys maak. Juist 2 weke terug, hier was 5 mannetjies wat hier kom speel het. Ek noem dit speeltyd want 'n appieskap op jou manier 5 jaar, baie lang tyd. Okay. Om al die tegnieke te leer en Ek sal dit hoe glo. om 'n vuur te maak, want wanneer die vuur loop en jy het jou staal daarin, hoe warmer, hoe sagter, tot jy punt raak wanneer hy verbrokkel en smelt. Daai balans, daar's nie 'n teksboek wat jou dit kan leer nie. Jy moet fisies daai bloutjie loop. Ek sien. Jy maar daar gaan hy. Nou dis nou te warm gewees. Nou maar luister net, nou lê jy daarvan praat. Sê maar ek vra vir jou om vir my 'n mes te maak, maar ek bring nou vir jou die staal. Is daar 'n manier hoe jy kan kyk die staal is hy geskik vir 'n mes? Of is dit te sag of is dit te hard? Daar is maniere om kyk, ek maak aspirins nie messe nie. Ek weet nie van nie, maar ek maak dit nie. Omdat daar is oorgenoeg mesmakers in die land. Ek moet hierdie plek onderhou. Maar jy kan dit nie met messe doen. Ek kan nie dit met messe doen. Ek moet eers op die einde van die maand. Dis 'n power hammer Yes, hy word 'n tire hammer of 'n tire hammer. Omdat hy afgedryf word met 'n tire en 'n motor. Sodra jy hom trap, Okay, hy slaan nou met krag. hy gooi die dingetjie af wat 25 kilo is. Het jy homself gebou of Nee, of jy laat bou? Daar's 2 ou manne in die Kaap wat hulle bou, eens op 'n slag en dan met die geld van die een bou hulle die volgende een. Soos ons almal maar. Maar ek het hom nou liggies laat loop. Jy sê hy slaan. Ek kan hom gou vir jou laat draai, dan kan jy so Nee, hy het krag agter. hy kan slaan. Luister, wat 'n interessante gereedskap het jy nog? Ek sien daar is 'n fly press. Yes. Hier's manne wat jy doen nog is. Maak goed met die fly press. Dis 'n groot meneer die een. Kan jy sien? Jy draai hom en dan kom En hy. dan kom hy met die gewigte, swaai en dan stamp hy. Jy sê maar hy stamp lekker. Hierdie ding meneer, jy kan sien hier soos hulle sny staal met hom. Hulle maak chips. Hulle maak lemmas, sny lemmasstukke met hom. Okay. Tot hierdie ding werk, dit is 'n ou boormasjien met 'n plat bel. Sy idler en sy draai pulleys was die kant plat bel, maar dit het hulle nou hier onder 'n ding aangeswys met 'n bracket en 'n motor. Okay. Hierdie ding is oud genoeg dat hy met plat belle geloop het en nie met 'n elektriese motor. Okay, soos Henry Ford se eerste fabriek. Daai oues, daai groen meneer mag ek nie gebruik nie. Dit is 'n 3.5 centiweight power hammer, pneumatic power hammer. Hy maak sy eie lug en hy stamp 170 kg, 190. So hy is nie gebou plat stamp as hy. Ek moet 'n 2 by 3 by 2 meter diep concrete blok reinforced maak vir hom om op te staan. Sy aandbeeld staan hierso. Dit is 'n 1.5 ton aandbeeld. Ongelukkig kan ek nog nie
hom in die grond kry nie, want die landlord wil nie, hy wil nie hê dat ek sulke nonsens aanvang. Maar dit is 'n groot masjien. Dis om met hom reg te maak. Soos jy sien, die manne kap sommer sy poot af. Of hulle konkreet hom vas. Daar by ons staan 'n paar wat. Ek kap die konkreet uit, kry die poot uit, want dit is wrought iron. Dit is nie staal nie. Dis wrought iron. Wrought iron is 20% koolstof teenoor gewone staal. Net bokant gietyster. So Okay. as jy hom koud buig, kraak hy breek. Dit is 'n Waar 'n mens gewone mystyl maak stiel. jy by. Jy het gesien nou buig. Ja, ja. Nou Dit kan kyk, jy nie met wrought iron. daar het jy 'n gas oond. Yes, hy het dit alles 100% self gedoen. En van al hierdie toerusting, hy het alles self gemaak. Sy blouer, sy gas, sy kontrole, hy stel hom op 'n hitte. Kyk, dis een van die tange wat hy gemaak het, self. Tragies. Van die. Hy het hier 'n paar gedoen. Ek gebruik een van sy tange daar agter. Nou, as ek nou vir Sjokke vra, jy doen nie koppersmidwerk ook. Jy kan of jy gaan nie in Ek daarvoor. sal kan, maar ek wil baie graag daai koffielepeltjies maak waar jy Ja, ja. die koper dan 'n lepeltjie maak met die staal handvat. Chasing rent. Chasing rent, ja. Ek moet almekaar, jy weet, jy man En- kry nie kans om die kleiner lekkerder stokperdjie goedjies te doen nie. Luister, en dan tinsmitting. Tinsmitting is heeltemal 'n ander sy tak. Dis nou emmers en baddens en Emmers, blikke baddens, en blikke. sulke goed. Korrek. En Okay. dan goudsmit. Goudsmit is 'n geelsmit. Goud en geelsmit. 'n wit smit is 'n pewter, tin. Lood is 'n grys smit. 'n bruin smit is brons en koper. En dan jou blacksmith, Dis nou staal dis en die yster staal, en die staal. styl Wat jy nou doen. doen nou die Okay, wat het jy nog interessant wat hier is wat die mense gewoonlik nie sien nie. Kyk, alles is mos dis daar power tools en elektries en 'n saag, maar kyk sy klamp. Sy klampie is regop. Okay. En die hele ding is uit aluminium. Iemand wat nou weet van die goed sal nou weet wat jy van praat. Hy sal verstaan dat dit 'n baie abnormale een is. Ek het hom oorgedoen, hy werk 100%. Maar as jy ooit gaan kyk na enige van die sae wat werk, hulle het almal 'n horisontale klamp. Hierdie een het vertikaal. Agter is nog 'n swysblok, maar hy's 170 kg. Wat sê jy vir so 'n blok betaal as jy hom nou kry? Daai dan gaan jy maklik hier by die 15 na 20 000 rand betaal. Daai ding is nog nooit opgeslaan nie. Maar kom uit die vorige eeu uit. Hulle maak dit nie meer. Ja, hulle maak. En Hulle maak Oakland, DTX in China. Briljante aanbeelde en swysblokke wat uit China uitkom. Seker teen 'n beter prys. 28 000 rand. Okay, dis ook maar nie Soek vir jou 180 kg aanbeeld met 'n 5de voet en 'n taperpin agter soos 'n Portsmouth pattern. Jy kan nie beter kry nie. Okay. En 58 to 60 Rockwell hard. Ja, nou Elke ringetjie het 4 lasse in. jy het dit gemaak. Ja. Die is 7600 ringetjies. Een is in 4 in. Daar 4 in elke een. Maak nie saak wat jy in kyk. Nou, hoe lank vat dit om so 'n ding te maak? Meer as 'n maand se werk. Jy sien, hierdie ding is ook met die hand geslaan. Daar is 1 duim square. Daar's niks geswys nie, dis suiwer klink en hamer. Hierdie wys is groot, meneer. Hy moet ook nog herstel word. Ja, maar daar's 'n rede hoekom hy staan. Nie die vierkantige gat. Daai vierkantige gat het uit mode uitgegaan 1800. Want sodra jy krag op hierdie stuk sit, dan knak hy hierso. So ons weet vir 'n feit, hierdie legwise is ouer as 1800. Hy is uit die 1700s uit.
So dis die tyd van die Franse revolusie. Dis baie lank pas hier daarin. Jy sien, baie groot, baie zwaar. Aansit. Wil iets aansit. Maar jy kan sien. 'n torch. Maar hy wil ek kan enige tyd 4 keer om maak, ek sal werk. Kyk hierdie mooi kandelaar. Dit opgeslaan. Alles met jou. So hier kan jy ook kom met enige ding jy maak hom. Maak hom. En jy kan doen moderne staalwerk ook met Swiss toerusting. Ja, byvoorbeeld hierdie is wat hulle noem 'n consult. Jou broek en jou baadjie wil jy as jy môre wil hang. Dis wat die vrou wou dit gehad het, ek het dit gemaak en sy is Engeland toe en nooit weer teruggekom. So hier staan 'n consult. Wat ons nou noem 'n klereperd. Ja. Wat jy in jou kamer het. En dit moes nie buite gewees het wat sy wou dit agter die deur geplaas het. En hy was Pieter Visser van Moreesburg. Hy het 'n kellertjie onder sy huis gebou. En al sy fittings, al sy deurskeniere, latches, alles vir hom gemaak. Wonderlik. Interessant. Mousehole Forge bench vise, 6 dae moer en hy werk so goed soos enige van my ander vices. Is dit glad? Sien jy hier's 'n naad hierso. Ja. Wat hulle hom gedrop forge het. So die een is early 1900s. So jy voel hy's nog geslaan. Ja. En daar's die chop, P-right. Dis die oorspronklike Peter Wright. Teenoor, jy sal my nie glo nie, ek werk eerder met die een as wat ek met daai een werk. Okay, so jy maak jou vuur hier en daar's jy met die hand. Ja. Dit is 'n ou skottelskaar want hierdie bakke het maar min van hulle het oorleef weens die hitte. Maar ek werk eerder met die een as wat ek met daai een werk. Baie meer beheer. Okay. 'n Baie mooi sleutelhoudertjie. Die Fisher Norris. Hy het 'n ketting met hom. Hy is 'n parallel legwise. 7 duim kaak en hy weeg 72 kg. Baie mense hou nie van hom nie. But hy is nie beter nie. Ek kry nie beter nie. Die een aan daai kant is 'n Atwood's Best. Engeland 9 duim kaak. Want jou vice se grootte word bepaal deur sy buite van sy kaak. Dis 'n 9 duim en hy weeg 80 kg. Geweldige swaar goed as 'n mens nou kyk van om weg te dra. Ek gaan nou jou besonderhede op die video sit. Ek sal iemand wat nou belangstel hier in die ding of iets wil laat maak, jy lewer landwyd af. Ek lewer landwyd af. En die ou net planne stuur, jy maak hom. Van die week af, ek van my webwerf af kan koop. Daar's items daar so wat hulle direk van die webwerf af. En jou shop is hier in Brotlandsweg in die strand. In die strand. Hulle kan net Google en die pin vat jou hier na toe. So kom, so as julle ietsie wil hê, kom kuier vir Charlie. Jy sien hy's 'n ervare grofsmid, baie jare ondervinding. Charlie, dit was so baie lekker om hier te kuier, baie insiggewend. Vir my was dit nou bitter interessant. Kyk so 'n shop. Jy is baie goed hier. Ek sal nou maklik 2 dae hier kuier net om te kyk. Baie dankie laat ons hier kom kuier en ek hoop jy kry sommer baie besigheid van die video af. 100%